Joe, dit is my roemtaal. Joh, hoendervleis, dink terug. Kind in Pretoria, buite Pretoria, Dr. Willie Maree. Onthou julle daai prediking, Dominee Etienne Marits, herlewingspredikers, dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Vriende, vanaand se tema, onderwerp jou aan God. Onderwerp jou aan God en ondersoek jou hart of jy werklik in Christus is. Kom ons bid eers saam. Here, ons kniel voor U. Ons harte is vol van U woord en hierdie roemtaal, ons lied, ons wil uitjubel. Jesus is my roemtaal. Lof aan hom alleen. Ons is klein voor U. Ons buig voor U, ons honger en dors na ware herlewing in Suid-Afrika. Ons roep na U. Maak U woord vir ons oop. Praat met ons, ondersoek ons harte. Mag ons vanaand onsself ondersoek om te sien of ons die nederiges van hart is of die hoogmoediges. Hier is ons Here, maak dit stil in ons harte. Mag U saad van die evangelie op vrugbare grond vanaand val en ontkiem, en mag dit 'n groot oes in Suid-Afrika bring. Dit is ons begeerte. Dit is ons hoop en verwagting. In Jesus ons Here se naam. Amen. Vriende, vanaand se boodskap, onderwerp jou aan God. Jakobus is 'n brief vir elkeen wat in homself roem. Vir elkeen wat dink dat ek is God se witbroodjie. Ek is bietjie beter as daardie eenvoudiges. Die hoogmoediges wat sê ek buig voor niemand nie. Hulle wat dink ek het 'n spesiale koneksie met God. Hulle wat hulle goeie werke uitstal dat almal dit moet sien. Wil jou vanaand uitnooi om jou hart te ondersoek as ons gaan lees Jakobus. Hoofstuk 4. Maar ek wil weer net teruggaan en net jou herinner, Jakobus het geglo dat jy word gered deur die genade van God. Nie deur die werke nie, dit red ons nie. Hy sê in hoofstuk 1, sê hy, omdat dit God se wil was, het hy ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring. God het dit gedoen. As jy wedergebore is, het God dit in jou gedoen. Hy het jou van donker na lig gebring. Bietjie laer af. God het ons geplant in sy woord. God het die saad gesaai, dit het ontkiem en begin vrug dra. God het dit gedoen. En nou is die vraag vir jou en my vanaand, is ons die hoogmoediges wat godsdienstig is, tradisie groot geword het in die kerk, dink ek is bietjie beter, ek het 'n beter kans voor God, ek het die regte agtergrond, familie, ek is gedoop, ek is in die verbond, ek gee my tiendes,
Ek gee nou en dan bietjie meer. Ek dink ek gaan bietjie 'n beter kans voor God hê. Dis die hoogmoediges. Dis die mense wat nie volledig op Christus vertrou nie en vanuit die vlees en hulle sondige begeertes dink hulle gaan God se arm bietjie kan swaai en draai met 'n bietjie meer geld miskien. Geld is reg deur hierdie boek. Geld die heeltyd. Mense wat dink hulle kan manipuleer met hulle geld. My vriend, is jy een van daai hoogmoediges wat diep in jou hart vanaand gaan besef, ek het bymotiewe gehad al die jare. Is jy die hoogmoedige vanaand of is jy die nederige? Die hoogmoediges. Jakobus skryf oor die hoogmoediges. Gisteraand het ons afgesluit met God weerstaan die hoogmoediges. Jakobus 4 vers 6. Onthou julle gisteraand, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Vriende, kom ons gaan net gou bietjie dieper in. Wat sê Jakobus oor hierdie hoogmoediges? Ek het dit nou probeer in Afrikaans vir ons vertel hier in ons eie volksmond. Wat sê Jakobus? Ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde gee uit Jakobus. Jakobus 1 vers 5. Die hoogmoediges is eiewys. Weet altyd beter. 1 vers 5. Die hoogmoediges bid nie. Die hoogmoediges 1 vers 10, hulle is die rykes en dink hulle het aansien voor God. In 1 vers 19, die hoogmoediges praat te veel. 1 vers 20, die hoogmoediges word die heeltyd kwaad. 1 vers 22, hulle hoor die woord en hulle doen dit nie en bedrieg hulle self. Om jouself te bedrieg is 'n verskriklike ding. Is daar nie vanaand mense in Suid-Afrika in gereformeerde kerke wat hulle self bedrieg oor hoeveel jare, wat eintlik hulle eie God is, en jy bedrieg jouself want jy lees jou Bybel en jy gaan kerk toe, maar jy's hoogmoedig, jy dink jy het 'n beter kans voor God. Die hoogmoediges 1 vers 27, hulle volg die wêreld en hulle verag die weduwees en die weeskinders. Vriende, daar's baie kerke wat sopkombuise het en welsynprojekte het en hulle pat hulle self op die rug en sê, kyk hoe oulik is ons. Julle geweet daar is kerke in Suid-Afrika wat dit doen met lotto geld. Ons is okay, ons kerk help met die welsyn, maar hulle leef in die wêreld. Sosiale geregtigheid sonder Christus, bloedgeld. Hulle is in die wêreld en dink hulle doen goed, maar hulle bedrieg hulle self. Die hoogmoediges in hoofstuk 2 vers 1, hulle oordeel aan net die uiterlike. Hulle kan vinnig in 'n gehoor gou kyk, daai twee ouens sal ek mee besigheid kan doen, hierdie mense wil ek nie meer praat nie. Hulle oordeel net wat hulle sien. Wil ek vir jou 'n stukkie lees waar Jakobus praat, en Chris het al hieroor gepreek, ons gaan so 'n bietjie net so 'n voelvlug oor die hoogmoediges. Hoofstuk 2 vers 1 tot 7, hoor hierdie woorde. My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Sien nou, daar kom in julle samekoms 'n man in met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan, en daar kom ook 'n brandarm man in met ou klere aan.
En sê nou julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom, kom sit hier gemaklik. Maar vir die arme man sê julle, gaan staan jy daar ander kant. Of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Is ons die hoogmoediges? Ek gaan my bydrae gee, maar ek wil tog so graag hê almal moet weet ek het gegee. Ek soek die erkenning van mense. Onthou julle die Fariseërs? Hulle was diep gelowig. Hulle het gevas, hulle het meer as hulle tiendes gegee, hulle het meer as 23% in totaal van hulle inkomstes gegee, as jy al die ander feeste bymekaar tel. As jy nie waarlik gered is nie en jy gee meer as 23% van jou inkomste vir die kerk, ek jou sê, dan jy gaan jou pond vleis wil hê. Kan ek met jou stories deel? My bediening waar dominees en ouderlinge van kerke met 'n mens praat, en dat jy hoor van stories van mense op kerkrade wat die kerkraad wil blackmail. Kom jy agter van daai ouderlinge is waarskynlik nie gered nie. Gaan sy invloed en sy status gebruik om sy stempel af te druk. Ek is mos nou iemand wat dit gemaak het in die lewe, maar hy's ongered. Ondersoek jou hart, my broer. Is ek en jy die hoogmoediges? Onthou jy gisteraand, is geld my God en Jesus my stokperdjie? Ondersoek jou hart, my broer. As ek gee ek met 'n bitter swaar hart en dan voel ek na die tyd, ek het te veel gegee. Is dit hoe jy voel? Of gee jy met 'n warm hart en as jy gee dan doen jy dit as 'n offer en dit versterk jou geloof. Die hoogmoediges. Dis wat Jakobus sê, die hoogmoediges. Alles is met 'n bybedoeling. Daar's altyd 'n bybedoeling in wat ek doen. En net God en jou vrou weet dit. Sy sien dwars deur jou. Ondersoek jou hart. Is ons die hoogmoediges wat sê ek buig voor niemand nie. Dis die hoogmoediges. Hoe lyk die nederiges in Jakobus? Hoor hierdie woorde. En net tussen hakies, baie belangrik. Alhoewel die fokus op die rykes en die armes is, kan jy baie mooi sien ook dat jy kan arm wees en ook 'n hoogmoedige wees. Belangrike onderskeid is, net om dit te onthou. Jy kan arm wees, maar die hoogmoediges wees, met min geld op. Hoor wat sê Jakobus oor die nederiges. Is dit nie kosbaar nie? Jakobus 1 vers 1. Te dink, Jesus se aardse broer, wat uiteindelik kom en kniel voor sy broer, 'n slaaf van Christus. Is jy 'n slaaf van Christus? Is ek en jy 'n slaaf van Christus? Jakobus, Jesus se aardse broer, begin 1 vers 1 met, ek is 'n slaaf van God. 'n Slaaf het geen regte gehad nie. Buig voor God. 1 vers 1. Die nederiges, 1 vers 2. Hulle gaan deur beproewinge, maar hulle volhard.
Die nederiges 1 vers 4 kom tot volle geestelike rypheid. Hulle is die armes van gees, wat al is hulle die nederiges, het hulle die aansien by God. Is dit nie ironies nie? Die hoogmoediges dink hulle die aansien van God, maar hulle het dit nie, die armes van gees het dit voor God. Die nederiges 1 vers 12 is standvastig in versoekinge. Die nederiges 1 vers 19 luister. 1 vers 21 in nederigheid aanvaar hulle in nederigheid die woord van God. Hulle die woord aangeneem in nederigheid. Of kies ek en jy die versies wat my lekker laat voel? Net daai stukkies wat my nie ongemaklik laat voel nie. Wanneer laas het ek en jy gaan lees daai tekste wat in my hart krap? Hy maak seer. Dis die nederiges. Dit te gaan lees. Aanvaar die woord, neem die woord aan. Van Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22. Alles in nederigheid aanvaar hulle die woord. Die nederiges 1 vers 25 vergeet nie die woord nie en dit maak hulle gelukkig. My vriend, soek jy ware geluk in die lewe? Gaan dit net vind in die woord van die Here. Daai Psalm 1, hy wat die woord van die Here dag vir dag oordink, is soos 'n wilgerboom geplant, waarvan hy op die regte tyd die vrugte dra. My vriende, wat 'n vreugde as ek en jy met die woord van God gaan wandel. Dis die nederiges. Vriende, en dan 1 vers 27, hierdie egte geloof. Hoe lyk hierdie egte geloof? Hulle kyk na die weduwees en die armes. En interessant, hulle weerhou hulle van die wêreld. Dit is nie soos die wêreld nie. Soos ons nou gesê, daar's baie kerke wat sosiale geregtigheid doen, maar hulle het die evangelie verloor, hulle het soos die wêreld geword. Beteken niks voor die Here nie. Egte gelowiges, en dit is nie net op die strate nie, dit is ook elke dag waar jy gaan. Jy sien iemand by die werk is af vandag. Jy's te besig, jy weet nie of jy kan nie, maar die Heilige Gees sê vir jou, verneder jou, gaan praat gou-gou. Of jy sien iemand, onthou julle soos ons die eerste aand vir mekaar gesê het, hoeveel vriende het jy wat nie vir Jesus ken nie in jou lewe? Of het jy net vriende met kerkmense? En besigheid is besigheid en kerk is kerk. Hoeveel mense is daar wat jy ken wat nie vir Jesus ken nie en jy bou 'n vriendskap, nie om vir hulle te preek nie, maar om Jesus vir hulle te wees. Ons was vir 15 jaar oor see, 'n sekulêre land. Minder as 3% mense gaan kerk toe op 'n Sondag in die hele bevolking. Hoeveel keer kan ek vir julle sê, die enigste manier daar om met van daai mense vir hulle die evangelie te deel, is om vir hom 'n koffie te gee. Hulle is moeg vir die kerk, klomp skynheilige mense, wil niks daarvan weet nie. En jy gee water, en jy praat, en is dit nie merkwaardig, hoeveel keer gebeur dit dat van daardie mense kyk na hoe leef Christene, en dan gaan hulle deur 'n krisistyd, en dan kom soek hulle jou. Kosbare verhale wat ek met jou kan deel. Kry vir jou vriende, met wie jy die evangelie so kan deel. Vriende, dis die hoogmoediges en die nederiges. Dit is Jakobus 4 vers 6. Kom ek lees vir ons verder. Net 3 versies vanaand nog. Dis te veel, ons gaan hom gelukkig nie klaarmaak nie. Chris,
of sy skoonseun gaan Sondag waarskynlik moet klaarmaak. Dis te veel om in een preek te doen. Dis so ryk, daar is soveel diepte, die bergrede van Here Jesus, Spreuke, 1 Petrus 2, 1 Johannes, daar is soveel rykdom hier vervat, dat mens kan eintlik 'n hele paar maande hierop preek. Ek lees gou vir jou die volgende paar verse wat ek graag vanaand tog met ons wil deurgaan. Vers 7 tot 10. Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte, huigelaars. Bekla julle elende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Vers 10. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Vriende, ek wil stil staan by elkeen van hierdie verse en probeer om 'n bietjie van die diepte daarvan met ons te deel. Vers 7, onderwerp julle dan aan God. Ons het nou gesien die hoogmoediges en die nederiges en hier sê Jakobus nou vers 7, onderwerp julle dan aan God. Vriende, kan ek ons vat? Is dit nie merkwaardig nie? Die bergrede, op daai stadium was Jakobus nog nie 'n gelowige nie. En as jy sy brief lees, loop dit oor van die bergrede. Hoor wat sê die bergrede? Ek wonder, ons is nie doodseker of hy die hele tyd daar was nie. Hy moes by sekere tye daar gewees het om te hoor wat sê sy broer. Jakobus sê, onderwerp julle dan aan God. Kom ons lees Matteus, julle kan maar oopmaak daar as julle wil, Matteus 16. Na die bergrede, daar is 'n klomp van hierdie gedeeltes wat ook verder voorkom. Matteus 16, vers 24 tot 26. Hoor hierdie woorde. Jesus sê toe vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit kry. Vriende, Jakobus het hierdie woorde van Jesus moes uitblok voor Jesus se opstanding. En hy skryf sy brief en sê, ja, onderwerp julle aan God. Tel jou kruis op, verneder jou voor Jesus Christus. Want sonder dit gaan jy jou lewe verloor. Wat sê Markus ook, as jy jou kruis nie optel nie, is jy my nie werd nie. Vriende, het ons die evangelie so vlak en gemaklik gaan maak. Ons kies daai stukkies van die evangelie wat my lekker laat voel. Maar ons buig nie meer voor God nie. Ons kniel nie meer by die kruis nie. Petrus het 'n kosbare deel wat amper woordeliks ooreenstem met Jakobus. Onthou julle dit? 1 Petrus 5. Hoor die woorde. 1 Petrus 5 vanaf vers 5. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Vers 6. Onderwerp julle daarom in, hier is die woord weer, in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het.
Spreuke 29 vers 23, hoogmoed bring 'n mens tot 'n val. Nederigheid bring eer. Nou, partykeer word mens wakker die oggend en dan is daar 'n paar teksgedeelte wat die Here deur die nag net gesê het, jy moet dit bysit, jy moet dit bysit. Nou hierdie is een van hulle. Hoe onderwerp jy en ek ons aan die Here? Ek is gered, die Here het in sy genade my gered, maar ek wil nie buig nie. Die Here sê dan, jy moet onderwerp jou nou aan die Here. Hoe gemaak as ek is moeg, of ek sukkel met my sondige natuur? Twee Korintiërs, maak gou saam met my oop daar. 2 Korintiërs 12. Hier praat Paulus met ons oor hoogmoed. Jy weet, Paulus het ook op 'n stadium met 'n bietjie hoogmoed gesukkel. Maar kyk toe wat gebeur. 2 Korintiërs 12 vanaf vers 7. Paulus sê, sodat ek nie hoogmoedig sou word nie. Is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan? 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my al weggeneem moet word. En wat was God se antwoord? My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. My vriend in die Here, as jy en ek sukkel om te buig onder die gesag van die Here, en jy is wedergebore, dan stuur die Here dorings in jou vlees. Miskien sit jy al vir jare met 'n doring in jou vlees en dit is vir jou verskriklik moeilik. Jy voel by tye jy's in 'n gat en jy kom nie daar uit nie. Kan ek jou vanaand bemoedig? Daai gat hou jou by die kruis. Julle weet daar's iets soos God se guns en seën wat hy gee, wat God se oordeel is. Jy het ook al die speletjie gespeel, joeg, maar kyk daai mense. Ja, hoekom gebeur dit nie met hulle? Kyk wat het hulle alles. Het hulle Christus? Wat sal dit jou baat as jy die hele wêreld wen? Die biljoenêrs van die wêreld, wat enigiets kan doen wat hulle wil met geld. Wat gaan hulle voor God sê? Die Here gebruik dorings, kan selfs die Satan gebruik om ons te tugtig en om sy eer te bewaar. Ons gaan nou ook verder by die Satan kom, by die volgende gedeelte. Die Here hou ons nederig. As ons nie sy opdragte uitvoer nie, sal hy sorg dat ons sy opdragte uitvoer. Want ons is sy uitverkore kinders. Vind vertroosting dan, is dit nie vir jou 'n bemoediging nie? Dan sê hy, onderwerp julle aan God, vers 7 en dan vers 7b, staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Dis amper dieselfde as Petrus, nê? Nee. So as jy hier na Petrus kyk, amper presies dieselfde. Weerstaan die duiwel, onderwerp julle aan God en die duiwel sal van julle af weggaan. Nou, ons het nou net gelees van Paulus se doring in die vlees, onthou julle God het Satan daar gebruik
Maar Satan het hom nie vernietig nie. Nou 3 stukkies wat baie belangrik hierby is, wat ek hier met jou wil deel. Die belofte wat die Here gee, dat onderwerp jou onder God se gesag, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou af wegvlug. Jy moet net baie seker maak dat jy in Christus is. Want as jy nie in Christus is nie, en jy wil hierdie vir jou claim, dan gaan dit nie werk nie. Hoor preke deesdae van kerke wat nie meer by die evangelie staan nie, wat homoseksuele paartjies trou in kerke, dan sê hulle, niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Hulle gebruik Romeine 8, daai kosbare teks. Kan ek dit vir jou lees? Romeine 8. Dat jy ook attent sal wees in die toekoms as jy 'n preek oor Romeine 8. Hulle sal hierdie teks gebruik, Romeine 8, wat sê, wie kan die uitverkorenes van God aankla? Hulle sê, ons is deel van God se uitverkorenes. God het ons regverdig verklaar. En dan sê Paulus hier, maar in al hierdie dinge, al die swaar van die lewe, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. En dan sal 'n kerk sê, die duiwel bestaan nie. Kyk, ons is hier oorwinning in Christus. Die Satan is sommer net sielkunde. Dan sal hulle hierdie ook misbruik om te sê, sien julle, niks kan 'n mens skei nie, dit kan, jy weet, in Christus is ons oorwinnaars, maar hulle is lankal weg van die evangelie. Dan sê hy nog, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige dinge, niks van hierdie dinge kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus is nie. Maar nou is die vraag, Romeine 1 praat van die oordeel van God oor hulle wat God se geregtigheid verwerp het. My vriend, as jy aanspraak maak op die verlossing in Christus, maar jy het nie meer die geregtigheid van Romeine 1 nie, dan is die Satan los. Want jy nie beheer daaroor nie. Maak seker jy is in Christus. Jy het gebuig voor God en nie jou eie God wat jy gemaak het, wat pas by ons kultuur vandag nie. Is hierdie gemeente nie 'n getuienis van om te staan by die woord en by God, hoe hy homself geopenbaar het en as gevolg daarvan verwerp word? Vriende, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daardeur dat jy 'n vriend van die Satan is. En dan so mooi, onthou julle Efesiërs 6, die beroemde wapenrusting. Is dit nie interessant as jy dit lees, Efesiërs 6? Ek lees vir ons 'n stukkie. Dit gaan ons nou hier oor weerstaan die duiwel, onderwerp julle aan God en die Satan sal van julle af weggaan. Hoor hierdie woorde van Paulus. Hy sê, soek julle krag in die Here. Sê julle daai onderwerp jou aan God en sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee. Dis alles God wat dit gee. Dis nie ons eie wapens nie. Sodat julle die aanslae van die duiwel kan teenstaan. En nou sê hy hier, ons stryd, broers en susters, is nie teen die algemene synode van 'n kerkverband nie. Ons stryd is nie teen Hollywood nie. Ons stryd is nie teen mense nie. Ons stryd is teen die bose geeste. Teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees wat in die lig is. En dan sê hy, trek daarom die volle wapenrusting van God aan wat hy vir julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer, dis Jakobus, tot die einde toe volhard, nog op julle pos kan staan. Of is ons Laodicea?
Laodicea, Openbaring 3 vers 15, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie, as julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek, God, die lewende God, julle uit my mond uitspoeg. En dan is die oproep tot bekering. Die Here staan aan die deur en hy klop. Die Heilige Gees kla jou aan. Buig jy voor niemand nie. Niemand vat aan my kerk nie. My oupa en oeroupa is hier begrawe. Niemand vat aan my goed nie. Gaan jou kerkgebou saam met jou voor God staan. Toe ek voorberei het gisterand, lees ek van skatryk sakemanne, nie net in Amerika nie, in Suid-Afrika, in die Oos-Kaap, 'n skatryk sakeman wat begrawe is met sy collectors item Mercedes-Benz. In die grond, begrawe met sy Mercedes-Benz. Korintiërs 10 vanaf vers 13 en 14. Paulus sê, ek soek nie my eie belange nie, maar die van ander, sodat hulle gered kan word. Volg my voorbeeld, soos wat ek Christus volg. En dan die gerusstelling. Paulus sê vir die gemeente, dat geen versoeking wat oor julle pad gekom het, was meer as wat julle kon hanteer nie. Is dit nie 'n wonderlike bemoediging nie? As jy deur die beproewing gaan, en jou onderwerp aan God, en die Here vat die Satan van jou weg, dan sê Paulus hier, saam met Jakobus, geen versoeking wat oor julle gekom het, is te groot dat julle dit kon weerstaan nie. God sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Wat sê Jakobus? Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel, staan hom teë, en vir God se uitverkorenes sal hy vlug. Vers 8. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Nader tot God, en hy sal, nie miskien nie, nie amper nie, nader tot God. Jakobus, die boek van Werke sê, nader tot God, God is getrou. Dit klink soos Johannes 6. Elkeen wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. My vriend, bid jy vir 'n pa of 'n seun wat in die wêreld is? Hoor hierdie woorde. As hy kom na Christus, is daar genade. Almal wat kom, sal hy red. Kosbare getuienisse wat ons hieroor kan deel, van geharde
sondaars, ateïste wat weier om te buig. Dink aan Dr. Martin Holt, ons het 'n konferensie gehad oor sy lewe en werk, en hy het geworstel met God se uitverkiesing. Was onregverdig vir hom, en hy gaan in sy studeerkamer eendag en hy gaan worstel en hy gaan lees deur dit, en die Here oortuig hom en sê, ek verstaan dit nie, maar ek glo dit, soos die drie eenheid, ek glo dit. En hy kom uit en gaan kombuis toe en sê vir sy vrou, ek glo nou in God se uitverkiesende genade, en sy was besig om kos te sny met 'n mes, en hy sê in die boek, sy laat val die mes en sê, maar wat van my pa? Haar pa was 'n geharde ateïs. En toe sê Martin Holt vir sy vrou, Beryl, as dit van jou pa afhang, weet ons daar's geen hoop nie, maar as dit van God afhang, dan weet ons daar is hoop. My vriend, daar is hoop vir elkeen wat voordat hy sterf, uitroep na Christus en sê, wees my genadig. Onthou julle die moordenaar aan die kruis? Hy het moord gepleeg. Dit kon jou en my kind gewees het wat hy vermoor het, en aan die kruis het Christus hom vergewe, 'n sekond voor hy voor die lewende God gestaan het. Jakobus sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Johannes 1 vers 12 en 13, aan almal wat hom aangeneem het, almal wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Die nederiges. Nou vers 8b. Jakobus sê, nou praat hy harde woorde hier. En hierdie is eintlik wat hy nou bekering eintlik hier wil vasvat. Hoor wat sê hy? Sê, was julle hande, sondaars, reinig julle harte, huigelaars. Hy praat nou hier met daai hoogmoediges, né? Daai ouens wat dink hulle verdien 'n bietjie meer, daai ouens wat manipuleer. Hy sê, was jou hande, in Engels, come clean. Kom uit by die sak patats. Jy het nog tyd. En miskien is daar van julle hier vanaand, of jy ken iemand. Jy het 'n sak patats en niemand weet behalwe jy en God nie. Miskien wil die Here hê jy moet vanaand met jou vrou daaroor gaan praat. Jy steek dit al vir jare weg. Kom uit daarmee. Die Here gaan dit in elk geval sien. Reinig julle harte, huigelaars. Bekla julle elende, treur en huil. Vriende, huil eerder nou, as om te huil in die hel. Huil nou, dis nou tyd om te huil. Laat julle vrolikheid, julle partytjies, in rou verander. Onthou julle die Titanic? Onthou julle toe die Titanic sink? Hulle was besig om te eet, seker kaviaar en salmon, en hulle sit aan die tafel en die water kom op, en die volgende oomblik verander die musiek. Nader my God by u. Ons hoop en glo, ons gaan 'n klomp Titanic manne wat agtergebly het eendag in die hemel sien. Dalk was die Titanic hulle redding. Dit was die rykes daar. Meeste van hulle. God se genade, ek kry hoendervleis. As 'n tragedie jou tref, kan dit God se genade wees. Gaan van blydskap na droefheid. Toe ek dit lees, toe dink ek aan 1 Korintiërs 11, waar Paulus die nagmaal instel. Hy sê daar moenie 'n oordeel oor jouself drink nie.
Hy sê, elkeen wat op 'n onvanpaste wyse die brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat hy die liggaam van die Here Jesus is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Ondersoek ons harte. 'n paar weke terug was ek by 'n nagmaalsdiens waar een van my vriende nie nagmaal gevat het die oggend nie. 'n Paar dae later bel hy my, wil hy gaan koffie drink. En toe praat ons, toe sê hy, daar het iets gebeur met 'n vriend wat hy eers moet gaan regmaak het. Vriende, die Here laat nie met hom spot nie. Ons weet van kerke wat die nagmaal oopgemaak het, selfs vir ongelowiges. Ons weet, nie een van ons is volmaak nie. Week vir week, dag vir dag, bely ons voor die Here ons sonde. Maar ons weet dat die nagmaal is onteer in ons land. Wat God sonde noem, is nie meer sonde nie, en die nagmaaltafel is oop, en die oordeel van God kom op kerke, waar ons nie huil by die kruis voordat ons die Here se wyn en brood drink nie. Ek wil nog bietjie dieper gaan oor hierdie een, want dit is vir ons wat hier is baie maklik, dink ek, om te praat oor daardie sondes. Daai sondes buite die kerk, ons doen nie daai sondes nie. En terwyl ek voorberei, toe tref dit my net weer, dat as ons gaan kyk na daai lyste sondes, wat Paulus van praat, wat Jakobus van praat, wat Petrus van praat, wat die Here Jesus van praat, ek wil dit tog met jou deel, 1 Korintiërs 5 en 6, en die konteks is nou Jakobus wat praat van julle moet huil, julle moet julle hande was, julle moet julle self reinig, huigelaars. Julle moet julle partytjies, moet julle droewig nou maak. Dis die agtergrond. In 1 Korintiërs 5 en 6 praat Paulus oor die sondes wat jou uit die koninkryk van God uithou. En ons ken dit, julle ken dit. Homoseksualiteit, egbrekers. Maar ek wil tog hê dat ons moet kyk na 'n sonde in hierdie lys wat ek dink ons baie keer maklik gerieflikheidshalwe kan ignoreer en sê dis nou nie so erg nie. Hy skrywe oor geldgieriges. Onthou ons gisteraand se diens, is geld my God en Jesus my stokperdjie. Het ek en jy al ooit met bymotiewe gegee, dan was ons skuldig hieraan. Ek wil meer hê as wat die Here vir my wil gee, of ek en op 'n slinkse manier. Jakobus praat daarvan die baas wat vir die werkers so min as moontlik gee, en ek weet ek gee eintlik te min vir hom, maar dis oukei, ek maak groter profijt. Ek kan meer vir die Here gee. Maar ek doen daai werker in, ek betaal hom nie sy oortyd wat ek moes gegee het nie. My broer, dis geldgierigheid, vir jou en vir my. Ondersoek jou hart. Hoofstuk 6 dieselfde, geldgieriges, diewe. En as dit my lewenswandel is, as dit wat ek oor hoeveel jare doen, en ek steek dit vir almal weg, dan is dit 'n gewoonte sonde, dan is dit jou wandel. Dan is jy en ek nog onder die oordeel van God. Dan mislei ek en jy onsself, dan bedrieg ons onsself. Maar ons sal nou sien, daar is hoop, soos ons gesê het, nee, kom nader na die Here toe. As ons na die Here toe kom, as ons eerbaar kom met die Here,
dan gee hy genade. En Paulus sê dit ook hier so pragtig. Hy sê hoofstuk 6, nadat hy hierdie sondes noem, dan sê hy, maar so was party van julle. Dis hoe ons was, dis hoe ons geleef het. Die hoogmoediges. Ek buig voor niemand nie. So was julle. Maar julle het julle sondes laat afwas. Mooi dieselfde nie, afwas. Hier sê Jakobus, was julle hande. Hier sê Paulus 1 Korintiërs 6, julle is afgewas, julle is skoon gewas deur die bloed van die lam. Julle is regverdig verklaar in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees. Vriende, 2 Korintiërs, hoofstuk 13, vers 5 en 6. Wil jy nie hierdie gaan onderstreep in jou Bybel nie? 2 Korintiërs 6, 2 Korintiërs 13, vanaf vers 5 en 6. Stel jouself op die proef. Dis Paulus wat hier skrywe. Paulus wat skryf oor die uitverkiesende genade van God. Voor die grondlegging van die aarde het hy ons voorbeskik. Deur sy kosbare bloed het hy ons kom vrykoop en ons kom red in Christus Jesus. Daai selfde Paulus sê, ondersoek jou hart. Gaan maak seker of jy waarlik in die geloof is. Besef julle nie dat Christus Jesus self in julle is nie. So nie het julle die toets nie deurstaan nie. Vers 6. Mag hierdie waar wees van Tafelberg. Ek hoop dat julle weet dat ons wel die toets deurstaan het. Mag dit wees. Ek hoop dat julle weet dat ons, dat Tafelberg gemeente, dat elke Christen in Suid-Afrika wat werklik tot bekering gekom het, dat ons wel die toets deurstaan het. (2 Korintiërs 5 vers 21. 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde. Maar God het hom in ons plek as sondaar behandel. Vriend, vir al ons sondes. Bring dit na die kruis. In opregtheid, bring dit na die voet van die kruis, daar is vergifnis. Vir al ons sondes is Christus as sondaar behandel. En daardeur het ons die geregtigheid van God in Jesus Christus gekry. Laaste vers. Jakobus 4 vers 10. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. Ek wil afsluit deur vir ons te lees uit Job. Jakobus praat van Job, die profete en Job. Job 39. Onthou Job het alles verloor. En die Satan het na God toe gegaan en God het in sy soewereiniteit vir hom toestemming gegee om hom te gaan versoek. Job het sy plaas verloor. Hy het sy vrou en kinders verloor.
Sy vriende het vir hom gesê, God het jou verlaat. Toe Job alles verloor het, en God met hom gepraat het oor sy skepping, oor sy grootheid, oor die diere, oor die kosmos, oor die gesofistikeerde ontwerp van die leeu, die seekoei, die buffel, die diere, hoe die skepping God se eer besing, het Job hom onderwerp aan God en die volgende gesê: Here, ek is nie opgewasse teen U nie. Hoe sou ek U kon antwoord? Ek sal liewer stil bly. Ek het gepraat, maar ek kon nie 'n antwoord vind nie. Ek het weer probeer, maar nou sal ek stil bly. Onderwerp jou in nederigheid voor die Here, en hy sal jou verhoog. Amen. Wie, Here, kan staan voor die heilige God? Almal het gesondig en staan onder die oordeel van God. Ons staan voor U op grond van die volmaakte geregtigheid van ons enigste troos in lewe en in sterwe, wat ons het in ons getroue Jesus Christus, wat met sy kosbare bloed ons gered het en ons aangestel het om vrugte te gaan dra wat by ons bekering pas. Ons roep na U, o lewende God, vir bekering, vir herlewing in Suid-Afrika. Ons pleit U vir Tafelberg gemeente om 'n ligtoring van Tafelberg af te skyn tot in Messina, Palleborwa, die Kreer-Wildtuin, Polokwane, Gauteng, Pretoria, Kimberley, Windhoek, en al die Afrikaners in Amerika en Europa en Nieu-Seeland en Australië en China en Japan en Rusland. Ons roep na U, o Here, en smeek U om ons genadig te wees, om ons te vergewe vir ons hoogmoed, vir ons trots, dat ons nie wou buig voor U, die lewende God nie. Ons onderwerp ons vanaand in nederigheid by die kruis van Golgotha. En dank U, Here, dat U nog nie klaar is met Suid-Afrika nie. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.